Goeiemôre vriende. Baie welkom vir elkeen van julle vanoggend hier. Mag dit regtig vir elkeen van ons 'n geseënde oggend wees en mag dit 'n oggend wees waaroor die Here glimlag. Mag elke gebed wat ons bid regtig uit ons harte kom, mag elke lied wat ons sing uit ons harte kom. Mag ons oordenking van die woord vir die Here aanneemlik wees soos Dawid gesê het en mag dit sommer net vanoggend vir die Here verheerlik. Vriende, baie welkom en spesiale welkom vir almal wat lank op vakansie was, Pieter wat daar agter is en ek sien jette nou gaan nou is die naam sommer weg. Ja, kan ek dit nou vergeet, as al so baie koffie gedrink wat terug is van Osea af, maar welkom almal. Nou is die naam net weg. Baie welkom. As daar nuwe intrekkers is, welkom by ons. Dit is altyd lekker vir ons om nuwe mense in die gemeente te ontvang. As daar vanoggend besoekers is, julle is welkom. Ons is vanoggend uitgedun, as daar besoekers is. Ons is nie altyd so min mense nie, maar ons is so bly vir elkeen wat hier is en ons glo dat ons saam vanoggend ook die Here gaan groot maak. Vriende, net 'n paar reëlingkies, 'n paar afkondigingkies net. Ons bazaar is op pad, 21 Maart hierdie jaar is ons bazaar. Ons sien baie uit, al die groepe is aan die gang. Hierdie week is bazaarvergadering. Ons vra asseblief dat julle dit kom bywoon, die leiers. Dit staan daar op die kalendertjie vir die week. Dit is op die 2 Maart om 6:00 die aand. Ons laaste vasvat van alles voor die bazaar. Ons is baie opgewonde. En as jy nog nie inskakel by 'n plek nie, kies gerus 'n stalletjie of 'n plekkie waar jy kan inskakel en kan deel wees daarvan. Dis regtig baie besonders. Dan is ons in die lydenstyd. Dis 'n tyd wat op 'n ander manier aan mens vat, né? Die lydenstyd gaan oor die lyding van die Here. Nie net oor sy sterwe nie, maar sy hele aardse lewe, die lyding wat hy verduur het en in hierdie tyd dink ons geweldig baie daaraan. So dit is 'n swaarder tyd van die jaar. Ons ervaar dit ook in die liedjies wat ons sing en so aan, maar dis 'n belangrike ding. Mens kan nie by Opstanding Sondag kom as jy nie eers in die lydenstyd stil gestaan het nie. Ons belydenisse sê jy moet die diepte van sy lyding beleef om die vreugde van sy opstanding te beleef. So dankie vir elkeen wat saam met ons dit bywoon. Ons is besig met 'n reeks op pad na die kruis. Vandag die 3de keer wat ons so saam is en vandag gaan ons gesels oor Barabbas. En dan Paasfees, ons sien altyd uit na Paasnaweek, is 'n groot naweek, 2 dienste Vrydagoggend wat Anton hierdie jaar hou. Nee, ek sê verkeerd, Michiel hou dit hierdie jaar en dan die stil Saterdag en Opstanding Sondag hou ek die opstandingsdiens wat ons fees vier oor die Here se opstanding. Vriende, dan nooi ons net weer almal uit om betrokke te raak by enige bediening van jou keuse en om op so 'n manier ook 'n verskil te maak. Ek wil ook vanoggend sommer net, ek sien Wena is hierso. Wena, jy gaan môre vir 'n operasie, sterkte vir jou, hoor. Mag die Here vir jou ook vashou môre as jy daar is. Vriende, ek wil vir julle 'n Psalm lees, Psalm 104 vir kinders. Die kinders is hierdie deel van die diens by ons en ek lees graag hierdie verwerking wat vir kinders geskryf is uit Psalm 104, maar dis ook vir groot mense. Luister hoe mooi is dit. Here, U is so groot. My 2 oë is nie genoeg om te sien hoe groot U regtig is nie. My 2 ore is nie genoeg om al die stories oor U te hoor nie. My woorde is nie genoeg om te vertel waar U begin en waar U ophou nie, maar ek weet U is oral. Soos miljoene sterre in die pikdonker nag, soos warm sonskyn op 'n koue wintersdag, soos bloeisels wat vir die lente wag. U woon in 'n tent wat in die hemel opgeslaan is. Ek kyk in die blou lig en ek soek U. U dra 'n jas van goudgeel sonstrale. U ry op die wolke. U selfoon is die wind. Wanneer U praat, luister die weerlig. Die donder weer raak stoepstil as U praat. Liewe Jesus, neem my saam as U op die wolke ry. U ken my mos, ek is mos U kind. Vriende, is dit nie vanoggend ook, maar net ons groot mense se belydenis ook nie. Ons is vanoggend hier saam in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Vriende, ons steek vanoggend die kers aan om daarmee te sê dat die Here hier by ons is en dat hy saam met ons is. En as ek vanoggend hierdie kers aansteek, dan is daar heel eerste, wil ek vir die Here sê, dankie Here vir die wonderlike reën in die nag, gistermiddag gisteraand en laasnag.
en dat die Here vir ons so geseën het met reën en vir al die vreugde wat ons beleef. Maar vanoggend terwyl ons saam is en klomp vreugde beleef en opgewonde is oor die reën en opgewonde is oor die mooi plek wat ons bly, is die wêreld skielik meer stikkend as lanklaas. Terwyl ons rustig geslaap het gisterand, was daar 'n groot oorlog aan die gang en daar's lughawens raak geskiet, daar's baie mense dood. En dis baie moeilik om te sê hoe ons as Christene moet dink oor die goed. Dit is baie gevaarlik om van die vooraf te sê waarvoor moet ons bid en waarvoor moet ons dankie sê. Daarom wil ek graag vanoggend die riglyne gebruik wat Francis vir my gestuur het, wat kom van die van geopende deure, wat betrokke is in Iran en oral. Ek wil graag vanoggend vir julle lees wat hulle skryf, waarvoor ons vanoggend ook kan bid. Die opskrif daar was Stand with the Church in Iran. Oral waar die oorlog aan die gang is daar Christene soos ons, mense wat die Here se kinders is, wat vanoggend ook in die nood is. En ons wil vanoggend graag ook vir hulle opdra aan die Here. En ons bid nie vir 'n spesifieke land nie. Ons vat nie 'n spesifieke land se kant nie. Ons bid vir al die Christene oor die wêreld. En geopende deure sê vir ons bid vanoggend vir die beskerming van onskuldige lewens. Bid vir vrede en selfbeheersing onder leiers. Bid vir die Christene in Iran, Israel, Palestina, Sirië, Jordanië, Irak en Libanon. Bid dat gelowiges voorbeelde van hoop, geloof en lig sal bly. Bid vir 'n regverdige vrede en vir vryheid sonder vrees. En dan skryf iemand namens geopende deure en hy sê daar is 'n diep verlange na vryheid in die harte van ons mense. Dis nou in Iran. As hierdie pynlike oomblik 'n keerpunt na geregtigheid en ware vryheid word, is my gebed dat dit nie tot groter vernietiging lei nie, maar tot herstelde waardigheid, hoop en vrede. En dan op die laaste bladsytjie sê hulle, die kerk is een liggaam. As een deel ly, ly al die dele saam. 1 Korintiërs 12 vers 26. Dankie dat u bid vir ons broers en susters in Iran en in die Midde-Ooste. Vriende, kan ons vra dat ons elkeen daar waar ons sit, som ons oë toemaak en op hierdie oomblik bid vir die oorlog wat daar bo aan die gang is. Kom ons sluit die oë. O Here, dit voel vanoggend vir ons of ons wêreld skielik weer so vol oorlog is, waar so baie oorlog aan die gang is, asof mense se lewens so bedreig is. Ag Here, en ons weet nie vir wie moet ons presies bid nie, ons weet nie wat moet ons vra nie. Ons kom vanoggend na U toe, U wat alles weet, U wat die heerser is, U wat die skepper is, U wat alle mense in alle lande ken, U wat alle politici se harte ken. Ons kom vra vanoggend vir U, Here, dat U vir ons eendag weer vrede in die wêreld sal gee. Here, maar nie 'n goedkoop vrede waar ons almal atoombomme het en eintlik maar net nie dit gebruik nie, omdat ons bang is die ander een gaan dit ook gebruik. Ons vra vir 'n diep vrede tussen mense, vir menswaardigheid, vir mans en vrouens se menswaardigheid. Here, vir 'n plek waar alle mense regte het, vir 'n plek waar alle mense kan lewe, en waar daar vryheid is om te lewe, voorspoed. Daarom, Here, wil ons vanoggend sommer net kom vra, hoor as ons vanoggend sê, ons weet nie mooi wat om te vra nie, ons vra wees by almal wat U nodig het, wees by die Christene in al hierdie verskillende lande, wees by al die leiers wat hierdie besluite moet neem. Here, wees by elkeen wat iewers in 'n oorlog is en dalk nie eens daar wil wees nie, maar daar moet wees. Ons vra net, Here, dat uit al hierdie slegte dinge iets goed sal kom, en dat U verheerlik sal word daardeur, en dat die wêreld 'n mooier plek sal word, 'n beter plek vir almal, vir mans, vir vrouens, vir kinders, Here, vir alle mense op die aarde. Ons vra ook vanoggend, Here, seën ons as hier saam is, wil U ook vanoggend ons gebede aanvaar, ons liedjies aanvaar,
ons dankie sê, aanvaar, ons dankoffers net nou aanvaar. Ons bid, kom seën ons in Jesus se naam. Amen. Vriende, kom ons sien die Here met ons dankoffers. Ons maak die Here groot as ons volgende ook kom om vir hom dankie te sê. Dan wil ek vra dat as die diakens klaar is, dat hulle asseblief sommer hier voor kom staan, dat ons net vir 'n slag saam dankie sê vir dit wat ons vir die Here bring. So as julle klaar ingesamel het, kom staan net hier voor. Ja, dankie vir ons dienswerkers en vir ons klein dienswerkers vir julle. Hoe trots staan hierdie mannetjies. So eendag het jy van die kinderhuiskinders vir my na kerk gevra daar in Potchefstroom, sê wat doen Dominee met al die geld wat Dominee kry? So ek was maar net vir die kinders sê, kom nie alles aan ons toe nie, hoor, dis die kerk se geld. Kom ons maak net oogies toe en sê vir die Here dankie. O Here, U bederf ons, U seën vir ons met so baie en dankie dat ons sommer net ietsie vir U kan teruggee. Ons kan nooit met geld vir U dankie sê nie, Here. Ons bring hierdie dankoffer uit ons hart uit. Ons vra Here dat U dit sal gebruik om hierdie gemeente op te bou en dat hierdie gemeente 'n verskil kan maak hier in Hermanus en ook baie wyer as dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie vir julle. Ons vra dat al die rooi trein maatjies kom julle na vorentoe. Al die rooi trein kinders wat hier is. Ons is baie uitgedun vanoggend hier in die kinderkant van die kerk. Hier kom twee maatjies, welkom. Asai.
Sy, welkom vir julle. Hier is nog 'n maatjie, daar kom nog eenetjie. Ek wens ek het soos om Anton julle almal se name geken, maar ek sal dit nooit kan onthou nie. Ek kon net nou nie eens Chris se naam onthou nie. Leo, wil jy hier kom sit? Goed, maatjies, ek wil vanoggend vir julle 'n goue storieetjie vertel en ek het vir julle 'n prentjie saamgebring, so om Dani vir ons daai prentjie opsit. Kyk gou daai mooi prentjie, né? Dis 'n boetie en 'n sussie wat daar lê en ek wil vir julle graag hierdie storieetjie gou vertel, né? Daai dogtertjie wat julle daar sien, haar naam is Lis. Sy's 'n klein dogtertjie gewees en toe kry sy 'n baie gevaarlike siekte. 'n Siekte waarvan mens nie maklik gesond word nie. En sy was eintlik besig om dood te gaan. Sy kom sit by ons. Sy was eintlik besig om te sterf, né, van hierdie siekte. Maar haar boetie het dieselfde siekte gekry en haar boetie het gesond geword van hierdie siekte. En toe besef hulle die enigste manier om nou vir haar te help is hulle moet van haar boetie se bloed, hulle moet 'n bloedoortapping doen, hulle moet van sy bloed vat en hulle moet dit vir Lis gee. Want dit sal maak, as sy daai bloedjies kry, gaan dit maak dat sy kan lewe. Daar's teenliggaampies in die bloed. En toe roep die dokter haar boetie wat daar lê en hy sê vir haar boetie, weet jy wat, ons het nie 'n ander plan met jou sussie nie. Al hoe ons jou sussie kan help, is ons sal van jou bloed moet vat om vir haar te gee, sodat sy kan lewe. En haar boetie het so lank gesit en dink, en toe glimlag hy so, en toe sê vir die dokter, dis reg, hy kan dit doen. En toe sit hulle daai druk hy naald in die aar, en hy lê so daar in hy bedjie langs haar, en terwyl hy so in die bedjie lê, toe staan die dokter so en kyk vir die sussie, en hy lê so en kyk vir sy sussie, en hulle kan sien hoe haar kleur terugkom, hoe dat sy nie meer so bleek is nie. En die dokter het geglimlag, en hy het geglimlag om te sien sy sussie word beter. En terwyl hy so lê, sê hy op 'n punt vir die dokter, toe sê hy, dokter, wanneer gaan ek doodgaan? Toe sê die dokter, maar jy gaan nie doodgaan nie. Toe sê hy, nee, maar ek het gedink julle gaan al my bloed gebruik. Toe sê hy, nee, ons wil net 'n bietjie van jou bloed hê. Nou weet julle wat sê mooi van hierdie storie? Hierdie seentjie het gedink as hy sy bloed vir sy sussie gee, gaan hy doodgaan. En hy was nog steeds bereid om dit te gee, so lief was hy vir haar. Hy was bereid om te sterf, dat sy sussie kan lewe. Nou, dis die storie van die Bybel. Die storie van die Bybel is dat Jesus sy bloed gegee het, sodat ons kan lewe. Al verskil is, hy moes regtig doodgaan, sodat ons kan lewe. Maatjies, is dit nie ongelooflik nie, né? Dit is hierdie tyd van die jaar so baie daaraan dink en sê, Here, dankie, dat u bloed gegee het, dat ek kan lewe. Ek het 'n liedjie saamgebring, wat ek wil hê, dat ons moet sing. Die groot mense kan bly sit as dit sing, waar julle kan staan, en dan gaan ons dit saam met julle sing, en die groot mense sing saam met ons, en ons sing, Jesus groot bo almal, Here, daar's niemand soos u nie. Die eerste versie gaan al die vrouens sing, en al die dogtertjies sing, en dan die tweede vers, dan sing ons almal saam. Kom ons sit net so, julle kan staan julle saam met my noem Anton.
Ons gaan net so bly staan en dan gaan ons vir die Here vra om ons te seën. Kom ons maak oogies toe. Here, baie dankie dat U bloed gegee het, dat U gesterf het, sodat ons kan lewe. Dat U die prys betaal het, dat elke seentjie en elke dogtertjie wat in U glo, vir altyd kan lewe. Dat elke oom en tannie wat in U glo, vir altyd kan lewe. Ons sê vir U baie dankie in Jesus se naam. Amen. Dankie julle. Julle kan julle klassies toe gaan, hoor. Vriende, gister was 'n spesiale dag in die hemelruim gewees. 6 planete was in 'n ry, maar ons kon dit natuurlik nie sien nie want ons het net wolke gehad heeltyd. Maar ek sien professor David Blok skryf gister en hy sê ons moenie dink dat ons na die hemel gaan kyk en sien hoe lê al die planete in 'n ry nie. Party van hulle kan ons nie van ons af sien nie en hulle is te ver. Ons kan hoogstens 'n bietjie lig in die hemelruim sien. Maar toe ek het lees, toe dink ek weer aan wat staan in Jesaja 40. Met wie kan julle my vergelyk? Wees dan soos ek, sê die Heilige. Kyk op na die hemel, vir die sterre geskep. Hy wat die hemelse leer laat uittrek in hulle volle getal. Dit is hy wat hulle gemaak het. Met sy groot krag, met sy groot mag, sorg hy dat nie een van hulle ontbreek nie. Waarom sê hy dan Jakob? Waarom kla jy Israel? Waarom sê jy onrus dat die Here my nie raak sien nie, dat my reg by die Here verbygaan? Kom ons staan en ons sing 2 liedjies en ons sê sommer net, dis hy wat die sterre gemaak het en dis hy wat sorg vir die diere, dis hy wat die reën gee. En in die tweede lied sê ons prys hom die hemelvors op sy verhewe troon. Kom ons staan en sing die 2 liedere saam.
Vriende, ons is in die lydenstyd. Die lydenstyd gaan oor Jesus se hele aardse lewe. Jesus se aardse lewe was 'n vernedering. 'n Vernedering vir 'n God wat in die hemel bly, om sy goddelikheid in 'n sekere sin agter te laat, aarde toe te kom, 'n menslike liggaam aan te neem en hier te kom ly en te kom sterf. En daarom in hierdie tyd dink ons nie net aan die kruisiging nie, maar ons dink aan Jesus se aarde toe kom wat deel was van sy lydenspad. En ek het hier onder is hierdie mooi lied leer ken wat gesê het op die aarde daal U neer. Terwyl ons sit, sing ons van Jesus se neerdaling in ons eie wêreld. Vir al my skuld het hy betaal, vir my ter helle neergedaal, gekruisig dat ook ek voortaan as losgekoopte vry kan gaan.
Kom ons vra die Here se seën op sy woord. Here, is so lekker om vir u te sing, so lekker ons harte oop te maak en vir u te sing. En so baie dinge het ons nie die woorde voor nie, maar die liedjies help ons om dit te sê. Here, dankie dat ons nou u woord kan oopmaak en ons vra dat u ook nou met ons sal praat deur u woord. Ons bely dat dit u woord is vir die Onderrivier gemeente in die jaar 2026. En ons vra dat u met ons praat deur u woord. Deur die Gees wat nou binne in ons werk en besig is met elkeen van ons in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons sal saam lees uit Lukas, hoofstuk 23. Ek lees uit die 2020 vertaling van vers 13. Lukas 23 vers 13. Pilatus het die leierpriesters, die volksleiers en die volk bymekaar geroep en vir hulle gesê: "Julle het hierdie man voor my gebring as iemand wat die volk op 'n dwaalweg lei. En kyk, ek het hom in julle teenwoordigheid verhoor en kon hierdie man nie skuldig bevind op enige van die aanklagte wat julle teen hom ingebring het nie. En Herodes kon ook nie, want hy het hom na ons toe teruggestuur. Hy het inderdaad niks gedoen wat die dood verdien nie." Jy moet dit hoor, Anton het laasweek ook gesê, né? Hy het niks gedoen wat die dood verdien nie. Ek gaan hom dus laat gesel en hom vrylaat. Maar hulle het almal saam geskreeu: "Weg met hom, laat Barabbas vir ons vry." Hy is in die tronk gegooi as gevolg van 'n oproer in die stad en vermoord. Pilatus het hulle weer aangespreek omdat hy Jesus wou vrylaat. Maar hulle het aanhou skreeu: "Kruisig hom, kruisig hom." Vir 'n derde maal het hy vir hulle gesê: "Watter kwaad het hy dan gedoen? Ek het niks gevind waarvoor hy die dood verdien nie. Ek gaan hom dus laat gesel en dan vrylaat." Maar hulle het luidkeels aangehou om te eis dat hy gekruisig word en hulle het geskreeu die oorhand gekry. Pilatus het daarom besluit om aan hulle eis te voldoen. Hy het die man laat gaan wat vir oproer en moord in die tronk gegooi is, die een vir wie se vrylating hulle gevra het, maar vir Jesus het hy aan hulle oorgelewer. Ons lees tot sover. Vriende, mag die Here vandag met ons praat, ook deur sy woord. Ekskuus daar nie. Goed, ons gaan vandag kyk na hierdie gedeelte. Ons is besig met die Paasreeks. Ons is op pad na die kruis toe. En vriende, ons gesels vandag oor Barabbas. Barabbas, jy is vry. 2 weke gelede het Dominee Michiel gepraat oor Judas, die verraaier. Ons almal ken vir Judas so goed, né? En hy is die slegte ou. En Dominee Michiel het vir ons help onthou dat daar iets van onsself in Judas is. Laasweek het Dominee Anton bietjie met ons gesels, hy gedeel oor Pilatus. En ons het gesê dat Pilatus het gekies tussen stabiliteit en Jesus, en hy het gekies vir stabiliteit. En vandag se gedeelte kom eintlik uit Pilatus se gedeelte uit. So in die gedeelte van Pilatus loop dit eintlik oor in Barabbas. Pilatus was die Joodse leiers het vir Jesus na Pilatus toe geneem, wat ons laasweek gehoor het. En Pilatus sê: "Ek vind geen skuld in hierdie man nie, maar tog sal ek hom laat slaan. Ek sal hom laat gesel." En dan hou die volk aanroep en hulle sê: Maar ons wil hê jy moet hom kruisig. En nou is Pilatus in hierdie geweldige tweestryd. Wat nou? Moet ek vir die volk luister of wat moet ek doen? Intussen het sy vrou ook 'n boodskap gestuur en sy vrou sê: "Jy moet asseblief net niks met daai man te doen hê nie." Maar Pilatus is in hierdie tweestryd. En nou kry hy 'n slim plan. En die slim plan is: hy laat elke jaar iemand vry met die tyd van die Paasfees. Wat van as hy hulle laat kies tussen Jesus en daai iemand? Dis die eerste keer in die Bybel waar ons van Barabbas lees. Ons lees nooit voor dit van Barabbas nie. Barabbas is net hier in die Bybel. Ons weet baie min van hom af. Ons weet dat hy 'n gevangene was in Jesus se tyd. Ons lees dat Matteus sê hy was 'n berugte gevangene. Matteus gebruik hierdie woord, sê hy was 'n berugte gevangene gewees. Markus en Lukas help ons. Hulle sê hy was in die tronk gewees vir opstand en vir moord. Hy was 'n rebel teen die Romeinse owerheid. En in die proses het hulle mense doodgemaak. Hy was 'n riot, is die Engelse woord. Johannes gebruik 'n ander woord. As Johannes van hom praat, dan sê Johannes hy was 'n rower gewees. Is interessant dat Johannes hierdie woord gebruik. Een van die kommentaare sê dat die woord wat Johannes gebruik word baie gebruik vir 'n revolutionary, ook vir 'n opstandeling. Maar so wat ons kan aflei is dat hierdie Barabbas sit in die tronk, want hy is 'n ou wat in opstand gekom het teen die regering. Die proses het hy waarskynlik iemand doodgemaak en nou is hy skuldig aan moord en aan opstand. Nou wat verder interessant is van Barabbas is dat Barabbas se naam Bar-Abbas is 2 Griekse woorde. Bar beteken seun en Abbas beteken van die Vader. Met nou die woord Barabbas beteken seun van die Vader.
Interessant dat Matteus sê dat sy naam was Jesus Barabbas. Met ander woorde Jesus, seun van die Vader, met 'n klein lettertjie. Dis baie interessant dat hierdie naam so uitdruklik genoem word, want dit is baie belangrik om dit raak te sien. Hierdie naam sou ook kon beteken Barabbas, want die woord Abba is ook gebruik vir die rabbies. Dit kan ook beteken seun van 'n rabbi, kom ons sê seun van 'n dominee, as ons dit so prakties dit wil sê. En dis al wat ons van Barabbas weet. Ons weet sy naam sê vir ons iets, en ons weet wat was die misdaad wat hy gedoen het. En verder is dit, weet ons niks nie. Nou in daai tyd was daar 'n gewoonte, sê die evangelieskrywers vir ons, en hulle sê dat oor die Paastyd het die keiser of het Pilatus iemand vrygelaat. En hulle noem dit 'n Paschal pardon. Met ander woorde iemand wat in die tyd van die Pasga verskoon word en uit die tronk uit vrygelaat word. Iemand anders beskryf dit as the privilege of Passover. Iemand wat daai voordeel kry dat hy die privilege of Passover. In die Paastyd word iemand vrygelaat. Mens kan nie help om te wonder of dit iets te doen het met die paaslam wat geslag is, en as gevolg van die paaslam wat geslag is vir hulle sondes, asof iemand verskoon word vir die sonde wat hy gedoen het. Nou, ons weet nie veel van dit af nie, want die bronne buitekant die Bybel vertel nie vir ons meer hiervan nie. Ons kry nêrens buite die Bybel eintlik iets van hierdie gebruik van Pilatus om iemand vry te laat nie. En daarom is dit al inligting wat ons het om mee te werk. Nou die punt van hierdie storie is dit. Hier voor Pilatus staan twee mense. Een is Jesus, Barabbas, en een is Jesus Christus. Een is Jesus, seun van 'n vader, van 'n aardse pappa. Een is Jesus, die seun van God. En hierdie hele verhaal gaan eintlik daaroor. Aan hierdie kant staan daar iemand wat 'n opstandeling is, wat 'n moordenaar is, wat 'n rower is, wat 'n riot is, wat al hierdie verskriklike dinge gedoen het, wat in die tronk sit omdat hy verdien om in die tronk te wees. Aan hierdie kant staan iemand wat Pilatus en Herodes gesê het, daar's geen skuld in hierdie man nie. Hy het niks verkeerd gedoen nie. Daar's nie iets waarvoor ons hom kan tronk toe stuur nie. En nou staan hierdie twee, en Pilatus wil nie hierdie keuse maak nie. So wat hy vir die volk sê, is hy sê vir hulle, sê kies julle, hier's hulle twee. Hierdie een is 'n rebel, is 'n moordenaar, hierdie het niks gedoen nie. Ek vind geen skuld in hom nie. Kies julle. En die logiese is hulle gaan kies dat Jesus losgelaat word. Al is dit dan net vir die Paschal pardon dat Jesus losgelaat word. En nou is dit die volk se leiers wat hulle opstook en wat hulle sê dat Jesus moet gekruisig word. Jesus moet gekruisig word. Sê Barabbas moet vrykom. Sê Barabbas moet vrykom. Anton het laas ek so mooi gesê van Pilatus wat in en uit is. En hier kry hy selfde ding, né, dat die hoëpriesters is hier besig en sê, hou aan. Ons moet vir Jesus laat kruisig, ons moet hom laat kruisig. Lukas sê vir ons dat Pilatus hulle 3 keer laat kies het. Baie interessant, né? Sy dink dat Petrus Jesus 3 keer verloon het, dat Petrus daarna 3 keer eintlik jammer gesê het, maar dat die volk 3 keer die kans kry om te kies. En 3 keer na mekaar sê hulle, Barabbas moet vry, Jesus moet sterf, Jesus moet aan die kruis sterf. En hulle skreeu dit uit, kruisig hom, kruisig hom. Nou vriende, daar was waarskynlik reeds 3 kruise geplant, want hulle sou dit nie op die Sabbatdag gedoen het nie. Daai 3 kruise waaraan Jesus die misdadigers gekruisig is, moes reeds op Golgotha gereed gestaan het, of reeds voorberei gewees het vir die volgende dag se kruisigings wat sou plaasvind. Aan die linkerkant aan 'n kruis sou 'n misdadiger sterf. Aan die regterkant op die ander kruis sou ook 'n misdadiger sterf. En hier in die middel was daar 'n kruis gewees, maar niemand het nog geweet wie sterf aan hierdie kruis nie. Eintlik moes Barabbas aan hierdie kruis sterf. Dit was waarskynlik die kruis wat voorberei was vir Barabbas om aan te sterf. As opstandeling, as moordenaar, saam met die ander 2 misdadigers. En skielik vertel die evangelieskrywers dat hierdie kruis staan daarso en die vraag is wie gaan sterf aan hierdie kruis. En Pilatus gee eintlik vir die volk die voordeel en hy sê kies julle wie hang aan daai middelste kruis. Julle kan die keuse maak as volk. En 3 keer na mekaar maak hulle dieselfde keuse en sê ons wil nie vir Barabbas aan daai kruis sien nie, ons wil vir Jesus aan daai kruis sien. Kruisig hom, skreeu hulle almal. Maar hulle skreeu nog harder, staan na Matteus 23, kruisig hom. En die vrouens roep uit en die mense wat daar is roep uit en sê, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Ons vat verantwoordelikheid hiervoor.
Ons is nie bang nie, ons sal hom kruisig hom. Vriende, die volgende dag het dit gebeur. Die volgende dag is Jesus aan die middelste kruis gekruisig. In Barabbas se plek. Aan die kruis waaraan Barabbas moes gehang het. En Barabbas was die enigste persoon in die hele Bybel. En waarskynlik die enigste persoon in die wêreld in wie se plek Jesus letterlik gesterf het. Want hy is die ou wat die straf moes kry en nou moet die volk kies en nou kan hy vrygaan en Jesus sterf in sy plek. Weet julle, as ek hierdie verhaal lees, dan dink ek sommer, ek wonder wat het Barabbas gedoen toe hy vrygelaat is. Hoe het Barabbas gevoel toe hy by daai tronkdeur uitstap en hy sien daai kruis en hy sien daar hang iemand aan die kruis waar ek moes gehang het. Ek moes vandag dood gewees het. Ek moes aan daai kruis gehang het. Het Barabbas iewers in sy lewe na die Here toe gegaan en gesê, Here Jesus, ek is so dankbaar vir wat U gedoen het. Het hy soos die ander twee misdadigers aan die kruis ook, of die ene wat aan Jesus se een kant was, ook uitgeroep en gesê, dink aan my as jy in die paradys kom. Het hy iewers in sy lewe soos daai Romeinse soldaat by Jesus gaan kniel en gesê, waarlik, hierdie man is die seun van God, of daar nooit so 'n oomblik in sy lewe aangebreek nie? Het hy dalk na die kruis maar net aangegaan met sy lewe? Was hy dalk nog steeds 'n opstandeling? Was hy steeds iemand wat net die gemoedere opgejaag het in die Romeinse owerheid? Het hy dalk nog iemand doodgemaak? Ons weet nie. Die Bybel vertel dit nie vir ons nie. Geen bron buite die Bybel vertel dit vir ons nie. Ons weet nie wat het gebeur nie. Ons weet niks van Barabbas verder nie. Maar die groot vraag is, waarom vertel al 4 die evangelieskrywers hierdie verhaal? Daar's so baie verhale wat jy net by Matteus of net Markus of net Johannes kry. En hierdie verhaaltjie word vertel deur Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Uitvoerig vertel. Hoekom is hierdie verhaal so belangrik dat al die evangelies dit so oor vertel? Is dit dalk omdat die evangelieskrywers vir ons iets wou gesê het dat Barabbas se storie is my storie? Is Barabbas dalk iemand om eintlik vir ons elkeen ons eie lewe te wys en iets van ons eie lewe te sê? Miskien is hy nog opstandelinge vanoggend soos Barabbas, ek weet nie. Dalk is hy iemand tussen ons wat moord gepleeg het, ek hoop nie so nie. Was moontlik. Dalk is hier vanoggend mense tussen ons wat iewers langs die lewenspad iets gevat het. Die Bybel noem dit met sommer net 'n dief. Dalk is hier iemand langs in hierdie gemeente wat iewers langs die lewenspad ontrou was in sy huwelik. Die Bybel noem dit 'n egbreker. Dalk is daar selfs meer as een persoon hier wat al ietsie oneerlik vertel het, 'n leuen vertel het, 'n leenaar. Dalk is jy per toeval iemand hier tussen ons, dalk is dit ek self wat skinder. Dalk is jy mense tussen ons wat al dronk geword het. Die Bybel noem dit 'n dronkaard. Dalk is jy mense wat tussen ons wat vyandig is teenoor ander mense, losbandig is, haat, onvergewensgesindheid, liefdeloosheid, noem dit op. Die Bybel gaan so ver deur te sê dat elkeen van ons het gesondig en dit ontbreek ons aan die koninkryk van God. Vriende, as die Bybel oor ons praat, dan sit hulle ons presies wat Barabbas is. En die Bybel sê, elkeen van ons het langs die pad, langs ons lewenspad verkeerde goed gedink, gesê, gedoen, of goeie goed nie gedoen nie. Ons sondes verdien die dood. Elkeen van ons moes eintlik aan 'n kruis gehang het. Ek dink wat die Bybel vir ons wil sê is dat daai middelste kruis is eintlik my kruis. Ek wat Koenie is, moes eintlik die prys betaal het vir 58 jaar se foute. Ek moes iewers langs die pad betaal het vir elke sonde wat ek teen die Here gedoen het. Elke vuil gedagte, elke leuen, elke belofte wat ek gebreek het, elke mens wat ek seer gemaak het, elke liefdeloosheid wat ek langs my lewenspad gedoen het. Ja, ek moes aan daai middelste kruis gehang het. Maar weet julle, net soos Barabbas het ek nooit aan 'n kruis gehang nie. Net soos Barabbas het ek daai middelste kruis en daai spykers en daai bloed nooit gevoel nie. Want iemand anders het in my plek aan die kruis gesterf. Jou plek, jou kinders se plek, en ons ouers se plek, in ons plek aan die kruis gesterf.
En daai iemand, Jesus wat aan die kruis gehang het, het God se onverdinde oordeel aan die kruis ervaar, in my plek, sodat ek dit nooit hoef te ervaar nie. Hy het aan die kruis gehang as 'n vervloekte van God, sodat ek nooit in my lewe moet voel ek is deur God vervloek nie. Hy het aan die kruis gehang en hy het die uiterste godsverlatenheid ervaar, sodat ek nie 'n oomblik in my lewe ooit moet voel ek is van God verlate nie. Dis die kernboodskap van die Bybel. Vriende, so 'n klomp jare gelede, in Februarie 1941 is Vader Maximilian Kolbe ook in Auschwitz opgesluit. Miskien het julle hierdie verhaal al gelees en gehoor, dalk het iemand voor ek gekom het dit al vertel. Hy was 'n Fransiskaanse priester gewees. En hy is binne in hierdie strafkamp gesit waar die Jode doodgemaak is. En dan word vertel dat hy binne in hierdie strafkamp waar die mense uierliks doodgemaak is, dat hy binne in hierdie strafkamp iets van die Here se liefde vir die mense gewys het. Daar word vertel dat hy sy kos gedeel het met die mense, sodat hulle meer kon eet. Hy het sy slaapbank afgestaan dat iemand anders daar kon slaap. Hy het gebid vir die mense wat saam met hom binne in Auschwitz sit en wag om dood te gaan. Hy het die naam gekry, die heilige van Auschwitz, as gevolg van sy lewe binne in hierdie tronk. En daardie jaar in Auschwitz was daar 'n ontsnapping gewees uit die tronk. En daar was 'n reël gewees dat as iemand ontsnap, moet 10 ander gevangenes sterf vir hierdie persoon wat ontsnap het. En hoe dit gewoonlik gewerk het, is dat almal het bymekaar gekom in die binneplein, en as hulle in die binneplein bymekaar is, dan het die kommandant almal daar laat staan en hy het 10 name doeteenvoudig uitgeroep, en daai 10 name, daai 10 mense het na 'n sel toe gegaan waar hulle gaan bly het sonder kos en water, en hulle moes sterf sonder kos en water. 'n Stadige doodgaan in hierdie selletjie. En so die kommandant begin en hy het hierdie 10 name uitgelees, en die 10de naam wat hy uitlees is 'n persoon met die naam van, en ek sukkel met hierdie van, maar kom ek probeer dit, Kajonišek. Ek lees dit maar af. Die 10de persoon is 'n ou met die naam van Kajonišek. En toe Kajonišek vorentoe stap, toe begin hy bitterlik huil, en hy sê, wat van my vrou, my kinders en alles. En skielik is daar 'n roering hierson, hier's 'n soldaat wat nader staan om hom met die geweerkolf te slaan. En skielik stap iemand van hierdie prisoniers, van hierdie ouens wat gevangenes is, na vorentoe, tussen almal deur. En hier kom Maximilian Kolbe, die Fransiskaanse priester. En hy sê, ek is bereid om in sy plek te sterf. Ek het nie 'n vrou nie, ek het nie kinders nie. Hy het baie meer om voor te lewe as ek. Ek is bereid om in sy plek te sterf. Hulle sê dat toe hy dit sê, toe staan in sy gesig geen vrees, geen aarzeling. Hy wil dit doen. Saam met die 9 ander gevangenes is hy in 'n sel toegesluit om dood te gaan van honger en dors. Al 9 was al dood, maar Maximilian Kolbe het nog oorleef. En daarom het hulle vir hom karbolsuur in sy hart gespuit om dood te gaan. En op die 14de Augustus 1941 het hy gesterf nadat hulle hierdie suur gespuit het. Kajonišek het die strafkamp oorleef. Hy is terug huis toe na sy vrou en sy kinders toe. Elke jaar op 14 Augustus gaan hy terug na Auschwitz toe om dankie te sê vir die man wat in sy plek gesterf het. In sy agterplaas is daar 'n gedenkplaat wat hy met sy eie hande uitgekerf het vir die man wat in sy plek gesterf het. 'n Huldeblyk aan Maximilian Kolbe. Vriende, daar's 'n ooreenkoms tussen my en jou en Kajonišek en Barabbas. En dit is iemand anders het in ons plek gesterf. Ons het dieselfde voorreg as Barabbas. Ons tronkdeur staan oop. Ons kan lewe. Ons kan aangaan met die lewe. Ons kan teruggaan na ons vrouens en ons kinders toe. Ons kan teruggaan na ons gesinne toe. Want iemand anders het in ons plek gesterf. Die groot vraag is, sal ek gaan dankie sê? Sal ek elke dag met my lewe dankie sê? Sal ek elke dag soos hierdie soldaat by die kruis neerval en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God? Sal ek my lewe gee vir die een wat in my plek gesterf het? Sal ek my kinders leer om hulle lewe te gee vir die een wat in hulle plek gesterf het? Sal ek elke dag vir die Here leef? Elke jaar op Goeie Vrydag gaan ons soos Kajonišek
terug na die een toe wat in ons plek gesterf het. Hierdie jaar op 3 April, kom ons hier by mekaar, om dankie te sê vir Jesus Christus, wat in ons plek gesterf het. Is dit nie wonderlik nie? Vriende, dis die boodskap van Barabbas se lewe. Kom ons sit net so en ons luister 'n lied wat Ben van Tonder sing oor Barabbas se lewe. Die tronk se mure druk my vas. Ek wens dat daar 'n uitweg vir my was. Maar nou is ek verlore, vir die dood beskore. Daar's niks meer om my sonde af te was. Dan hoor ek stemme van 'n groot skare mense, wat half hysteries oorverdowend skreeu. Ons soek Barabbas, Barabbas moet vry, laat die ander man in sy plek gaan lê. Ja, ons kies Barabbas, ja, laat hom vry. Jesus is die een wat die straf moet kry. Jesus, Jesus, wie is hy wat in my plek moet sterf? Waarom moet hy omkom, soos 'n man bedoel vir die verderf? Voetstap in die donker, die deur gaan oop, 'n soldaat kom na my toe aangeloop. Hy sê Barabbas, Barabbas, jy's vry, 'n ander man het in jou plek gaan lê. Ja, hy sê Barabbas, Barabbas, wees bly, niemand het nog ooit 'n kans gekry soos jy. Voor die tronk se deur staan ek verdwaas. Ek hoor dieselfde skare vloek en raas. En elkeen wat ek vra, wys na Golgotha, na die plek waarin ek my kruis sou dra. Dan sien ek Jesus aan my kruis vasgespijker, wat sonder skuld of kla my laste dra. Ek hoor weer Barabbas, Barabbas, jy's vry, 'n ander man het in jou plek gaan lê. Ja, ek hoor Barabbas, Barabbas, wees bly, niemand het nog ooit 'n kans gekry soos jy. En ek verstaan,
Jesus sterf vir my. Hy maak my vry. Hy is die een wat vir my die stryd kom stry. Maar hy sterf ook vir jou. So waarom nou? Hy oorwin die dood uit liefde vir jou. Hy oorwin die dood uit liefde vir jou. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat U in ons plek gesterf het. Dankie dat U aan die kruis gehang het vir al ons sondes. Dankie dat ons kan vry wees soos Barabbas. Dat ons kan vry wees soos Kajonishek, omdat iemand anders in ons plek gesterf het. Here, ons wil U dien met ons lewens. Ons wil naby U leef, ons wil U groot maak. Ons wil uit dankbaarheid goeie werke doen, omdat ons so dankbaar is, omdat U ons gered het. In Jesus se naam. Amen. Vriende, kom ons sluit met 'n lied wat Retief Burger geskryf het en wat sommer net die verhaal van die Bybel opsom. Daar staan 'n kruis. Kom ons gaan dit lekker saam sing. Ons staan en ons sien die verhaal van die evangelie daarin.
Vriende, ons is vry om vir die Here te leef. Dis waarvoor hy ons vrygemaak het. Mag ons regtig vir die Here gaan leef. Ons sing die seën, ek gaan die seën uitspreek en daarna sluit ons af met die seënbede wat ons mekaar die seën van die Here toewens. Here, ons wil kom vra dat U vir ons sal help om as vry mense te leef. Dit beteken dat ons voluit alles vir U gee, want U het in ons plek gesterf. En ons is nie bang vir die dood nie, ons is nie bang vir 'n ewige oordeel nie, want U het ons vrygemaak. Amen.